Almagtige Vader, dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd vandag spesifiek ook kan stil raak en kan vra dat U deur U Gees wat skep, nuut maak, herinner, troos, ons laat verstaan wat U, o Vader, vir ons doen, hoe U vir ons sorg, wat U, o Here Jesus, vir ons aan die kruis gedoen het, die sterwe, die opstanding, die oorwinning. Here, laat ons deur die werking van U Gees vanmôre, vandag, vanaand sal beleef dat U met ons harte praat, dat ons ook met ons koppe sal verstaan, dat dit in ons lewens 'n verskil sal maak. Dit wat U vir ons wil sê, ook in hierdie 2025 Pinksterweek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Galasiërs 5, daar van vers 13 af, Paulus praat oor die vryheid en die krag deur die werking van die Gees, waaroor ons dan vanaand ook wil gesels. Broers, susters, julle is tot vryheid geroep, vers 13. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buite verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van die sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees, 'n lewe deur die krag van die Gees en vrygemaak, vry om nie meer 'n verslawing van enige van hierdie bogenoemde dinge te hê nie. Daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy behartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart, op mekaar afgunstig wees nie. Die vrug van die Gees, 'n baie bekende gedeelte, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Paulus wat daarop klem lê dat ons deur die Gees nuut gemaak word. Dat ons die vryheid het, vry van die verslawing van die ou mens. Dis verby, dis afgehandel. Ons kan nou anders leef, nuut leef. Saam met die vryheid kom die krag van die Gees van God binne in ons. En met hierdie krag moet ons en kan ons anders lewe. Die vrug van die Gees is dit wat die Gees gee, dit wat die Gees het, dit wat die Gees is. In ander woorde, dit wie God is. God maak ons deur sy Gees meer soos hy. As ek met die vrug, met dit wat die Gees in my doen, leef en lyk ek elke dag meer soos God. En dit moet nie 'n aanmatigende ding wees nie. Ons moet nie dink ons is beter nie, as ander nie. Dis wat God met almal van ons wil doen, en almal van ons wil doen. Ons mag dit sê, ons moet dit wil
wil sê en wees, niet anders, meer soos God. En hoe lyk die vrug, hoe lyk hierdie, ek wil amper sê, wat die Gees is en wil wees in my lewe? Hoe laat hy my meer soos God lyk? Kan nie anders as om by die liefde wat God is, te begin nie. God wat liefde is, liefde gee, wat in liefde vergeef, wat in liefde die tweede, die derde en die vierde myl saam met ons loop, vir ons die kanse gee, vir ons die lewe gee, met hierdie selfde liefde, met hierdie selfde vergewensgesinde omgee, ja, sagte manier van kyk na mense liefde, met moet ons ook lewe. Dis wie die Gees ons wil maak. Vreugde, die blydskap, nie aangeplak, nie omstandigheidsgebonde of bepaald nie, maar die vreugde van 'n vrygemaakte lewe, van 'n vrygespreekte lewe in die krag van God. Die lewensvreugde, die vreugde wat verstand te bowe gaan, wat omstandighede te bowe gaan, wat van binne afkom, wat nie aangeplak of opgesit word nie. Die vrede van God, die vrede te midde van 'n onstuimige wêreld, vrede met God, vrede met myself, vrede met mekaar, met die wêreld. Die vrede wat God self tussen ons en hom kom bring, die herstel, moet die vrede wees waarmee ek deur die Gees en die werking van die Gees met die wêreld en in die wêreld werk. Jy sien, ek sê weer die eienskappe wat hier genoem word as kenmerke, voorbeelde van die vrug van die Gees, van wat die Gees doen, wat die Gees is God. En ek en jy moet deur die Gees meer en meer soos God lyk. En om daarvoor vra, ook in hierdie Pinkstertyd. Ons het baie keer die idee dat Pinkster en die Gees ons snaakse, vreemde goed moet en wil laat doen. Natuurlik kan die Gees enige iets met ons, in ons, deur ons doen. En is daar baie voorbeelde van 'n groot verskeidenheid gawes. Maar hierdie is dan ook die grootste gawes van die Gees, die liefde, die vreugde, die vrede. Hy gaan aan, hy sê, geduld. As God dan so geduldig is met my, as God terwyl hy die sonde haat en straf, die sondaar oneindig lief het, in Jesus Christus, en deur die Gees ons daaraan wil herinner, moet hierdie geduld 70 maal 7 keer vergewe geduld ook deel van ons mens wees, nuwe mondering deur die Gees wees. Vriendelikheid. Ek onthou die kinderbybelse prentjie van Jesus met die sagte, vriendelike glimlag oë. Hierdie vriendelikheid wat van binne afkom en ongeag wat mense om my doen en hoe hulle lyk. 'n vriendelike omgee gesig, 'n vriendelike hart, vriendelike innemende mens wees, soos Jesus. Goedhartigheid, 'n goeie hart, 'n mooi hart, 'n liefdevolle hart, 'n hart soos God, die ou lankmoedigheid, nee, iets soos om met God se oë te kyk en met God se hande aan mense te vat, soos God oor mense te dink. Mag die Gees ons meer so maak, ons land, ons wêreld, ons kerk, het soveel meer hiervan nodig. Getrouheid. Jy sal sien, al hierdie eienskappe is wie God is, nee. Getrouheid, God se getrouheid ten spyte van die mens, sy verbondstrou, sy besig wees met my, met jou ten spyte van wie ek is.
Getrouheid. Mag die Gees ons getroue mense maak in ons lewenswandel. Wat 'n voorbeeld van getrouheid en betroubaarheid, standvastigheid, eerlikheid kan leef. Wat soos Jesus se lewe op aarde kan lyk. Wat mense kan trek, wat die verskil kan aantoon tussen ons en die wêreld. Nederigheid. Jesus, God self, gebore in 'n stal, wat sterf aan 'n kruis, wat sy disippels se voete was, wat sy bestaan op goddelike wyse prysgegee het, soos ons leer. Hierdie Jesus is die voorbeeld. En deur die werk van die Gees is dit ook moontlik in ons om van onder af met mense te werk, om nie bolangs uit die hoogte uit na mense te kom en te lewe nie, maar in nederigheid, in omgee, in minder wil wees as iemand anders, nie omgee om laaste te wees nie, terwille van die koninkryk, en die koning, selfbeheersing, met beheersheid, met matigheid, ja, ek wil amper sê inskikkelikheid, wat sou nog als hier kon saamgaan. Beheers deur die Gees te lewe. Nie my sondige natuur, my eie belang, my eie begeertes, vrye teels te gee nie, maar omdat dit oorwin en verslaan en skoon gewas is, dit al hoe meer deur die beheer van die Gees dood te leef. Ek bid hierdie vir myself en vir jou in hierdie Pinkstertyd. En ek sê weer, hierdie vrug van die Gees is die krag van God. Die vrug van die Gees is die vryheid. Hierdie is die lewe van 'n vry mens. Nie 'n vasgevangde mens. Iemand wat skoon nuut is, die verlede met sy seer en sy sonde, wat ek gedoen het en wat ander gedoen het en wat die wêreld gedoen het en wat ook al agterlos. En nou vry en nuut leef. Mag die Here ons hiermee help. Here, ons wil vanaand vra, vandag, dat U vrug, die vrug van U God wees, van U liefde, dat het vrede in ons sal werk en gee, vrede, vreugde, dat het ons meer geduldig sal maak, dat ons met vriendelike sagte oë sal kyk, dat ons harte goed sal wees, goed en mooi gemaak deur U, nuut, dat ons met hierdie nuwe skone harte sal kyk en sal te dink voor ons praat en optree, dat ons hierdie goedheid deel van die wêreld om ons sal maak. Ook getrou soos U getrou is. Here, maak ons nederig in die navolging van U, Here Jesus. Ons wil beheers lewe tot eer van U naam. Amen.